En is my voorreg om elkeen te groet in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Kom ons raak net vir 'n oombliekie stil en dan buig ons die hoofde. Hemelse Vader, ons dank U vir die kosbare voorreg om in hierdie oomblikke as die kinders hier bymekaar te wees. Here, U het ons opgewek. U het ons gestuur, o Here. En dit is in oomblikke soos hierdie, wanneer ons weer dink aan daardie kosbare verse wat ons vanoggend gelees het, hoe die engele aan U gehoorsaam is, Here, hoe die wat U dien aan U gehoorsaam is, Here, hoe U skepping U openbaar. Dankie, Here, vir die werking van die Heilige Gees om ons bewus te maak dat ons U nodig het, o Here, dat ons U woord nodig het, dat ons nodig het om te aanbid aan U voete. Here, dankie dat ons ook so, terwyl ons maar slegs 'n handjievol is, dan vra, o Here, dat U in hierdie middag U hand oor ons sal hou. Dat U ons genadig sal wees, ook hier. En Here, dat U deur U woord elkeen van ons sal voed, ook in hierdie middag. Vir ons gemeente wil ons bid. Here, terwyl dit nou al 'n rukkie is wat ons bid en U aangesig soek vir herlewing in ons harte, o Here, is dit juis by ons waar dit moet begin. Ja, Here, hier in my hart, dat U weer daar die vuur aan die brand sal steek, wat brand vir U werk, wat brand vir U evangelie, o Here. En dat daar die klein ou vuurtjie die gemeente weer eens vuur en vlam sal maak vir U kosbare werk. Here, dankie dat ons kan bid vir elke liewe persoon wat op ons gebedslys is. Here, U ken elke omstandigheid en Here, ons weet dat alles in U hand is. Ons weet ook dat U ons wil gesond maak. Here, daarom kan ons maar net in vertroue vanmiddag na U toe kom. En vra, o Here, dat U elke persoon sal aanraak. En Here, dat hulle U nabyheid sal ervaar. En U verheerlik sal word daarin. Dankie, Here, vir die kosbare getuienisse wat ons elke dag hoor. Dankie, o Here, dat ons kan weet dat U woord nog nooit enige iemand wat daarop vertrou die steek gelaat het. Here, daarom ook nou, terwyl ons hier rondom U woord is, Here, hou ons gedagtes ook by dit wat U vanaand ook vir ons verleer. Ons dankie, gee U al die lof en al die eer en al die aanbidding. Amen. So sommer reguit daarna op Psalm 6 toe gaan, vanaand Psalm 6, en ons gaan daardie paar verse van Psalm 6 saam lees. Van vers 1 af, vir die musiekleier met snaarinstrumente met basstem, 'n psalm van Dawid. O Here, straf my nie in U toorn nie, en kastei my nie in U grimmigheid nie. Wees my genadig, Here, want ek is verswak.
Maak my gesond, Here, want my gebeente is verskrik. Ja, my siel is baie verskrik en U, o Here, ekskuus tog, en U, Here, tot hoe lank? Keer terug, Here, red my siel, verlos my om U goedertierenheid ontwil. Want in die dood word aan U nie gedink nie. Wie sal U loof in die doderyk? Ek is moeg van my gesig. Elke nag laat ek my bed swem en ek deurweek my bed met my trane. My oog het dof geword van verdriet. Dit het swak geword vanweë al my teestanders. Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die Here het die stem van my geween gehoor. Die Here het my smeking gehoor, die Here neem my gebed aan. Al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik word. Hulle sal in 'n oomblik beskaamd omdraai. Net tot daar ons voorlesing en dan wil ek graag die aandag vestig op vers 7 waar ons lees ek is moeg van my gesig. Elke nag laat ek my bed swem. Ek deurweek my bed met my trane en ek wil graag met u praat vanaand oor die tema die nag van sonde, die nag van sonde. Nou, soos ons gesien het in die opskrifie, staan daar 'n boetepsalm in groot benoudheid en dit is 'n beskrywing wat die vertalers vir ons daar gesit het en dit is inteendeel, dit is die eerste boetepsalm wat ons lees. Jy kan maar gaan kyk terug. Dit is die eerste psalm wat vir ons wys dat daar by Dawid hierdie boetedoening was, dat hy onderdruk verkeer het, dat hy hartseer was, dat daar stryd was in sy lewe en dit as gevolg van sonde, dit as gevolg van ongeregtigheid wat in sy lewe ingekom het. Hierdie Psalm druk vir ons uit dat ek dink elke mens, maar in hierdie geval Dawid, so vatbaar was vir die negativiteit wat gepaard gaan wanneer sonde in jou lewe kom, wanneer en ook natuurlik die depressie wat gepaard gaan met dit wanneer sonde in jou lewe inkom en in hierdie toestand van verlorenheid roep hy tot die Here. En hy bevind hom in hierdie donker, sombere omstandighede. Nie natuurlik nou kan 'n mens nou sê ja, hy was daar in sy kamer en die ligte was al uit gewees en die lamp doodgemaak, maar nie net in sy uiterlike omstandighede, maar natuurlik ook innerlik. In sy hart is hy op hierdie donker plek. En die woorde wat hy gebruik wanneer hy tot die Here aanroep, sê dat hy moeg is. Hierdie sonde wat hy probeer wegsteek, wat hy probeer vergeet, wat hy agter hom probeer los sonder om boetedoening te doen, nê, het hom uiteindelik ingehaal en soos hy die taal gebruik wat hy gebruik dan vers 11, al my vyande. Hy praat van sy vyande, hierdie sonde het hom uiteindelik omring en hy kan nie meer vir dit weghardloop nie. Maar in hierdie nag roep hy na die Here. Dat die Here hom van sy ongeregtigheid sal verlos en dat die Here hom sy sonde sal vergewe. En hier in hierdie nag van sonde vind Dawid sy Here, sy verlosser. Ek dink baie keer wanneer 'n mens na 'n lang dag uiteindelik stil raak en begin dink, reflekteer oor die dag wat verby is. Hoeveel keer ons al by daai plek gekom waar ons dink ek het hierdie hele dag gemors. Hierdie hele dag het eintlik geen betekenis gemaak nie want ek het
Ek het dit gemors op dinge wat nie eintlik saak maak nie. Ek het dit gewy aan sonde, ek het gewy aan die verkeerde, ek het dit gewy aan verkeerde gedagtes en verkeerde optrede. So 'n gemors van tyd. Dit was wonder ons in hierdie toestand oor hierdie saak van ewigheid. Handelinge 26:28 sê Agrippa dit so mooi. Hy sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word, so amper asof ek daar is. Maar tog hou die wêreld en die sonde my terug. En ek kan nie daardie stap vorentoe neem nie. Ek bly in daardie negatiewe toestand. Ek bly in daardie toestand waar ek net besef dat ek besig is om my tyd te mors. Dawid sê dit so mooi in vers 7, ek is moeg van my gesig. Moeg, uitgeput. En dan in daardie oomblikke wanneer ons stil raak, dan besef ons die realiteit waarvan ons nie kan wegvlug nie. Amos 4:12 sê dit so mooi, maak jou klaar om jou God te ontmoet, want dit is in daardie oomblikke, wanneer ons daar alleen is, wanneer ons in daardie verlorenheid verval het, dat ons gekonfronteer word met die Here, dat ons as kinders van die Here ook, net soos die verlore mense, net soos die wat nie gered is nie, gekonfronteer word met ons eie toestand. Want ons weet, daar gaan 'n dag en daar gaan 'n tyd en daar gaan 'n oomblik wees waar die woorde van Filippense 2:10 gaan waar word, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daardie oomblik gaan kom. En daarom wil ek vanaand stil staan by 5 gedagtes rondom ons tema, die nag van sonde, om te sien wat hierdie nag is. Wat dit beteken vir die kind van God en wat die uiteindelik daarvan is. Ja, natuurlik is ons mikpunt altyd om mense tot bekering te roep, om die evangelie boodskap te verkondig. Natuurlik is ons mikpunt altyd om die kind van God terug te roep, om die kind van God tot verantwoording te roep. Maar dat die persoon met wie die Here vanaand praat sal besef dat hulle nie alleen is in daardie omstandighede, terwyl daardie omstandighede so swaar is en so moeilik is, dat die Here daar is en dat die Here betrokke is. So sien ons dan hier in die eerste plek, die nag van sonde is donker. Hy roep daar in vers 5, sê hy keer terug, Here. Nou ja, ons het mos gesê in die inleiding, dit was nie net sy fisiese omstandighede, met ander woorde sy kamer of dalk die paleis of wat ook al wat donker was nie, maar dit was sy innerlike toestand wat donker was, en in hierdie nag donker, hierdie nag van sonde, roep hy tot die Here, omdat die Here nie meer daar was nie. Jy sien daardie donkerheid, daardie oomblik, daardie plek waarin hy homself bevind het, word beklemtoon deur ander woorde, ander taalgebruik. Ons lees dan vers 3, want ek is verswak. Maak my gesond, Here, want my gebeente is verskrik. Vers 4, ja, my siel is baie verskrik. Geestelik en liggaamlik was Dawid in ellende gewees. Dan in vers 2 sê hy, Here, straf my nie en kastei my nie. Moenie my straf nie, hy was bang. Hy was bang
Maar hy het besef, hier het die oomblik aangebreek, wat hy die Here moet aanroep. En hoekom sê hy dit? En is so mooi in vers 6, want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doderyk? Wat sal dit hom help om in daardie toestand te gesterf het? En dit is so mooi dat hy sê, daar in die doderyk sal hy nie aan die Here dink nie. Daarom dink hy nou op daardie stadium aan die Here. Terwyl hy daar in vrees lê, terwyl hy daar alleen is, terwyl hy daar sonder die Here is. Ja, en dit is ook natuurlik hoe dit gaan met die mens wat verlore is, met die mens wat vasgevang is in 'n sonde toestand. In Johannes 1 vers 5 lees ons, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig en geen duisternis is in hom nie. God is lig. God is daar die plek. Nou, baie keer dan dink ons, goed, lig is 'n plek waar ek veilig is. Maar weet jy wat, vriende? Lig is 'n plek wat veral as 'n mens nou dink uit 'n Bybelse oogpunt, maar lig is die plek waar sonde geopenbaar word. So ek kan nie na die Here toe gaan en die Here roep en verlang na sy lig as ek nie bereid is dat die Here ook deur sy lig die sonde in my lewe sal openbaar nie. En as daar nie lig is, beteken dit dat God nie daar is nie. En in daardie toestand gedei siekte, gedei depressie, gedei waansin uiteindelik. Hoekom sê ek so? Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood. Dit is die realiteit, die loon van die donker toestand is die dood. Die loon van vrees en bewering sonder die Here is die dood. Hoeveel keer het jy mense gehoor het sê hulle is bang om dood te gaan? Want so dikwels is dit die skaduwee van daardie poel van vuur wat oor hulle hang, wat hulle vervul met vrees. Maar dan sien ons tweede gedagte, die nag van sonde is lang. In vers 4 lees ons hierdie woorde waar Dawid met die Here praat en hy sê, ja, my siel is baie verskrik en U, Here, tot hoe lank? Hy roep die Here aan. Maar hy besef in hierdie oomblikke dat die Here van hom gewyk het. Al daardie pret en plesier wat hy gehad het, al daardie sonde wat hy gedoen het, al daardie dinge het in 'n oomblik van stilte op hom neergekom. In 'n oomblik besef hy dat hy van die Here verlaat is en hy vra die Here, hoe lank gaan U van my wyk? Hoe lank, Here, gaan U van my af weg wees? Hoe lank gaan hierdie nag van sonde, hierdie nag van duisternis waarin hy homself bevind het, hoe lank gaan dit nog aanhou? Hoe lank? Sien, sonde het al die vreugde uit sy lewe uitgeneem. Sonde het alles weggeneem. Sonde het die dae lank gemaak en die nagte nog langer. Sonde het hom beroof van sy vrede. Ja, natuurlik, as ons kyk na die wêreld vandag,
is die teenoorgestelde dikwels so waar. Hoe kort is 60 minute as dit op die dansbaan is, of by die golfbaan, of langs die viswaters, of by 'n sportstadion of in 'n fliek. Hoe kort is 60 minute, is net so, dan is ek verby. Hoe kort is dit? Hoe kort is die dag as wêreldse pret en plesier gesoek word? En dan moet ons nog tyd maak om deur Facebook en YouTube en TikTok en al hierdie goed te scroll ook, ergens deur die dag. En as ons uitvee 3 of 4 ure verbygegaan, maar en nou kom die teenstand of die ander kant. Hoe lank is 60 minute as ek in 'n kerk moet sit? Hoe lank word 20 minute as ek 'n YouTube video moet kyk van 'n preek? Hoe lank word 10 minute as ek na 'n voice note luister van 'n predikant wat 'n boodskap geplaas het? Hoe lank word dit? Hoe lank is dit werklik as ons dit meet aan 'n ewigheid sonder Jesus Christus? Hoe lank is dit werklik as ons meet aan 'n ewigheid in die poel van vuur? Wat sien ons in die derde plek? Die nag van sonde hou 'n bedreiging in. Vers 8 lees ons, my oog het dof geword van verdriet. Dit het swak geword vanweë al my teestanders. Nou ja, so ek nou gesê, Dawid is in 'n situasie op 'n plek in sy lewe waar hy voel asof sy sonde hom soos vyande omring en daar is nie meer 'n plek waar hy kan uitkom nie. Hier in hierdie oomblikke, in hierdie stryd waarin hy homself bevind, word sy sonde aan hom geopenbaar. En dit word nie vir hom geopenbaar met mooi praatjies en ag shame, sies tog Dawid. Jy weet, ons weet jy's maar net 'n mens nie. Nee. Hy word omring, omsingel, soos asof sy vyande hom wil aanval en doodmaak. Genesis 4:7 lees ons, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou. Sien, hy besef, hy weet dat die sonde se begeerte is om hom te oorheers. Om hom heeltemal nutteloos te maak. As mens net dink in terme van wie Dawid was. Wat sy posisie was. Hierdie sonde wat hy wou stilmaak, hierdie sonde wat hy wou wegsteek, het hom ingehaal. Jy weet, dink wat 'n mens nie altyd besef nie, is dat sonde altyd die vyand van die mens is. Maak nie saak hoe lekker sonde is nie, want baie keer sê mense, sonde is lekker. As ek nou 'n voorbeeld kan gebruik, voor die Here my genees het, daarvan het ek altyd gesê, ek was 'n roker gewees en ek het altyd gesê, ek geniet dit om te rook, dit is my lekker. En ek sal ophou as dit nie meer lekker was nie, en die Here het daai lekker weggevat. Jy sien, maak nie saak hoe lekker sonde 'n mens laat voel nie, daar is 'n prys om te betaal. Sonde sal altyd vir die mens 'n bedreiging inhou. Altyd. Johannes 8:44. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Praat die Here Jesus nou hier met die Fariseërs en nou praat hy van die duiwel. Hy sê hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, want omdat hy 'n leienaar is en die Vader daarvan
van. Jy sien, die Satan wil bedrieg. Die Satan wil sonde aanloklik maak. Hy wil dit lekker laat lyk. Ek moet nou vir julle sê, as jy by daai rides kom, nê, by wat jy die Gold Reef City of wat ook al, niks verder om nie, gaan ry jy. Maar as daar nog nie ligte aan is nie, verstaan? Dan is dit boring. As dit net 'n ding wat so nie rond te draai en jy moet nou daarop gaan sit. Maar sodra hulle daai ligte aansit en hulle sit die musiek aan en verstaan, dan raak dit exciting. Dan wil jy op elkeen gaan ry wat daar is. En nou net dat ek nou nie dit sê dit is sonde nie, so ek noem dit net as 'n voorbeeld. Dis presies wat die Satan doen. Sien, as ons sonde sien vir wat dit is, dan gaan ons sê nee, dankie. Ek soek dit nie. Ja. Maar die duiwel laat dit so aantreklik lyk. Hy laat dit so lekker lyk dat ons volhard daarin, dat ons lewe daarin. En uiteindelik Hebreërs 9:27 net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Eendag is eendag. Dan haal daardie sonde jou in. Eendag is eendag. Sal daardie sonde wat net heeltyd gedreig het, wat net heeltyd blink liggies en opgewondenheid was, eendag haal dit in en dan is dit vir ewig te laat. Maar in ons vierde plek moet ons ook sien dat die nag van sonde 'n ligpunt het. 'n Ligpunt. Dawid skryf dan 5de vers, hy sê verlos my om u goedertierenheid ontwil. Sien in sy sonde besef en wanneer hy tot die Here roep, dan is dit asof die Here vir hom 'n lig aanskakel daar in sy toestand. En hy roep God aan nie op grond van hom nie. Nie dis Dawid die koning nie. Here, u goedertierenheid. Hy kyk na homself. Hy het net gevra, Here, hoe lank nog gaan u weg van my af wees? En nou kom die Here met die lig. En hy hou nie van wat hy sien nie. En hy sê, Here, red my, maar nie op grond van my nie. Want dit wat ek is aklig. Maar Here, op grond van u goedertierenheid. Ek is nie goed genoeg nie, Here. Ek sal nooit voldoen aan daardie standaard nie. Net u kan my red. Jy sien, daar is so 'n ligpunt. Ons lees nog van Jesaja 9 vers 1, die volk wat in duisternis wandel het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Jesus Christus is daar die lig wat skyn. Hoor bietjie, die wat woon in die land van die doodskaduwee. Oor hulle het 'n groot lig geskyn. Matteus 4:16. Ons sê die ego. Nee, van daardie Jesaja 9:1, die volk wat in duisternis is, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Hy is Jesus Christus. Hy is die lig. 2 Korintiërs 4:6, want God het gesê, want God wat gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. God het lig geroep om te wees. Ons het met 'n vorige preek het ons ook daaroor gepraat. En in gehoorsaamheid was die lig daar. En dieselfde God wat die lig geroep het om en die lig wat in gehoorsaamheid gekom het, dink vir 'n oomblik daaraan.
Wat sal gebeur as ek en jy sê son kom op? Gaan hy gehoorsaam wees? Nee. Maar as die Here wil, en as die Here die son sê kom op, dan kom hy op in gehoorsaamheid. En hier dieselfde Here het ons harte geskyn om verligting te bring. Wat het hy gedoen toe hy in ons harte skyn? Hy het die sonde geopenbaar. Charles Wesley skryf hierdie pragtige koortjie. En hy skryf en die koortjie wat gesing is gaan so, hy sê, millions of transgressors poor, thou hast for Jesus' sake forgiven, made them of thy favor sure, and snatched from hell to heaven. Wat die Here gedoen het. Dis wat die evangelie boodskap doen. Dit skyn die lig, dit bring die lig in die donker siel van die sondaar. Dan sien ons laaste gedagte vanmiddag, die nag van sonde het 'n dagbreek. Nou, terwyl ons geleer preek het, ek altyd sê met 'n positiewe noot eindig met jou preek. En so sien ons dit ook nou dat die nag van sonde 'n dagbreek het. In vers 10 het ons gelees, die Here het my smeking gehoor, die Here neem my gebed aan. Dit was die getuienis van Dawid na hy deur hierdie sonde depressie toestand gegaan het. Hy sê, en nou neem die Here sy gebed aan. Daar het 'n nuwe dag, 'n nuwe bedeling in sy lewe aangebreek. Ewe skielik is daar die nag weg en ewe skielik het die Here dag en lig gebring. En Dawid ervaar die genade en die barmhartige verlossing van die Here. En hoor wat sê hy vir sy vyande. Hy sê vir sy vyande, al my vyande sal beskaamd staan en baie verskrik word. Hierdie sonde wat hom omring het, sal hom nie meer omring nie. Dit sal van hom wegvlug. Skielik sal hierdie sonde baie verskrik word. Skielik sal hierdie sonde wat hom omring nie meer daar wees nie. Skielik sal die duiwel wat hom aankla in sy sonde nie meer daar wees om die aanklag te lewer nie. En so kan dit vir elke mens wees. Titus 2:11 lees ons, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. God se lig, hoor wat ek sê, God se lig, God se evangelie boodskap is nie net vir sekere mense nie. Is nie net vir 'n sekere bevolkingsgroep nie. Nee, die Bybel sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Daardie lig is vir almal en daardie lig doen ietsie. Vers 12 van Titus 2 en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, in getooi en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Hoor hoe praat Titus met die kinders van die Here nou. Hy sê die reddende genade van God het aan almal verskyn. En as jy weergebore is, dan leer dit jou om weg te bly van die sonde. Weg te bly van die teenwoordige wêreld. Hoor hoe sê hy dit? Hy sê, en leer ons
om ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Dan vers 13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grootte God en ons verlosser Jesus Christus. Toe Dawid daar in sy kamer gelê het en hierdie worsteling deurgegaan het, dink julle hy het 'n hoop gehad van verlossing? Nee. Dit was slegs deur die reddende genade wat aan hom geopenbaar is, wat hy daar die vrede kon ervaar. Dis net deur Jesus Christus wat ons waarlik seker kan wees van ons saligheid, dat ons waarlik seker kan wees. Johannes 1:12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. In Johannes 5:13, dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Dit wat Dawid nie gehad het in sy worsteling en sy stryd. Dit wat Dawid nie gehad het in daardie oomblikke wat hy die Here aangeroep het nie, het hy ontvang. Daardie vrede, daardie wete, en dit, daardie reddende genade wat aan alle mense verskyn het, liewe broer en suster, het ook aan u en my verskyn. Dan kom die vraag vanmiddag in my hart op. Hoe lank gaan ons nog worstel met die wêreld? Hoe lank gaan ons nog worstel met die inwonende sonde? Hoe lank gaan ons nog worstel met die duisternis en worstel met al hierdie dinge? Hoe lank gaan ons nog probeer redeneer met die Here? Ek het vandag vir my kinders in die klas gesê, ek het 'n bietjie met hulle my getuienis gedeel. Ek sê vir hulle, ek het ook as jong mens vir die Here gesê, ek's te jonk. Ek's te jonk. Kan nie nou idee nie. Hoe lank gaan ons nog vir die Here sê, Here, gee my nog net 'n rukkie kans. Gee my nog net 'n oombliekie. Hoeveel tyd gaan ons nog mors op die drek van die wêreld? Alvorens dit te laat is. Tyd het gekom om besluit te neem. Tyd het gekom om die knieë te buig. Tyd het gekom dat die tonge sal bely. Jesus is die ewige lig. Jesus is die ewige lewe. In hom is die sekerheid. In hom is die saligheid. In hom is die vrede van 'n nuwe dag. Amen. Hemelse Vader, o Here, hoeveel keer het ons verkeerd gewandel, verkeerd gehandel in u oë? Hoeveel keer het ons u Heilige Gees verwerp? Hoeveel keer het ons die roepstem, terwyl u ons roep, Here, terwyl u so by ons smeek, vir ons siele, gekeer het ons u weggestoot. Ja, Here, hoeveel keer het ons gesê ons sal ander dag besluit. Ons sal oormôre keuse maak, o Here, terwyl ons in die donker van die sonde lê en rondrol in ons beddens.
lê en bekommer oor die dag van môre, oor die ewigheid, o Here, terwyl ons vrede en saligheid in U is. En daarom kan ons voor U buig en vra, Here, dat U vir ons sal vrede gee, dat U vir ons genadig sal wees, o Here. Here, bring ons by die dagbreek, bring ons terug by U lig. Gee vir ons daardie sielevrede, daardie sekerheid, o Here, sodat ons die vrees en die sonde kan verjaag uit ons lewens uit, tot eer van U naam, tot 'n getuienis van U verlossing. Ons vra dit, Here, nie omdat ons enigiets verdien nie, maar Here, omdat U werk volmaak is. Amen.